Kom ons bid net saam. Vader, ons prys U en dank U en loof U vir 'n geleentheid weer eens vanoggend. Ere aan U en net aan U kom die lofsang toe. U is nie in ons diens nie. Maar ons, die wat waarlik U ken, het oorgegaan in 'n staat van om in U diens te wees. En skielik het ons vry geword. Want ons gebind is aan Christus, het ons met eens vry geword. Maar solank as wat ons dink dat ons vry is ons gebonde. En U alleen is dit wat ons die lewe en die asem het. Maar ook so, nie net hierdie liggaamlike lewe nie, maar ook so die ewige lewe net in Christus Jesus, wat lewe en wat die dood oorwin het. Selfs ons volgende hartklop is 'n gawe van bo, en ons kan niks doen om aan te hou lewe uit onsself nie. Niks. Totaal niks. Daarom is geen dag of uur vanselfsprekend nie. Niks kan ons uit onsself doen of verwag vir hierdie aardse lewe nie. En dieselfde geld ook vir die ewige lewe. Die ware lewe het ons ook geen aandeel aan nie, behalwe deur wat Christus vir ons bied. Here, en ook in die eredienste, verlede week, vorige tye, elke keer wanneer die woord van die Here van hierdie kansel bedien word, waar ons geestelik verryk word uit die woord van God, en ons nadink oor die woord van God, is dit alles sulke mooi geskenke uit U hand. En ook vanmôre, vanoggend hier, die skrifgedeelte waar ons voortgaan met Matteus, so intens belangrik, so bekend, so oorbekend, maar ook so intens belangrik. En ons wil ons dan ook onder U kom stel, en onder die gesag, en onder die woord van God stel, die gesag van die skrif plaas, en bid en vra, Here, wat ons is genade van God. Kom praat andermal weer met ons, veral na hierdie afgelope besige week, om te kan konsentreer en verstaan vir Jesus se ontwalwe. Amen. Ons gaan nou voort by ons reeks uit Matteus. Verlede week het ek my eie weergawe van Pinkstersondag gehou, soos jy agtergekom het. Omdat ek nie Pinksterfees hier kon wees nie, het ek toe maar verlede week my Pinksterfees gepreek. So vanmôre gaan ons terug na... As mense wat so verslaaf is aan hierdie reeks, ek kan nie glo dat hulle verlede week vir my gevra het, waar is Matteus vandag? Dit was laas week. So ek het nie geweet mense so verslaaf aan die reekse nie, maar dit is eintlik goed. En ons gaan vandag aan, ons het 'n klompie weke gelede by hoofstuk 12 gestop. Ons gaan voort vanmôre met 13 en natuurlik dan nou net grepe uit hom, dat die gelykenis van die saaiër. Hierdie hoofstuk 13 is baie deurmekaar. Ons gaan 'n hele paar weke met hom besig wees, want jy sal sien as jy na hom kyk, hy doen die gelykenis van die saaiër en dan het hy 'n tussenwerpsel, daarna kyk ons volgende week. En dan kom hy terug na die gelykenis van die saaiër toe en dan gee hy 'n uitleg daarvan en dan gaan hy oor na die gelykenis van die onkruid. En dan het hy eers 'n tussenpose en dan gaan hy na die verklaring van die gelykenis van die onkruid. Daarna kyk ons as die Here wil oor 3 weke of 2 weke.
En dan het hy so 'n klomp tussengelykenisse, mosterdsaadjie, suurdeeg ensovoorts, waarna ons dan ten slotte sal kyk. So is baie preekstof in hierdie een hoofstuk. Dis een van die hoofstukke in die Bybel waar Jesus die meeste oor die hel praat. Baie mense, hierdie postmoderniste wat hierdie ander Jesus verkondig, sê mos dat die Here Jesus is nou nie eintlik iemand wat nou oor daardie dinge nou so ernstig gepraat het nie, maar in hierdie hoofstuk praat hy omtrent die meeste daaroor en baie ernstig. Ons sal daarna kyk in die volgende weke. Nou kom ons by hoofstuk 13 vers 1. Dieselfde dag het Jesus, en dit is baie belangrik die woorde dieselfde dag, want dit hou verband met die einde van 12, jy sien. En ons gaan net nou daarna kyk. Want jy kan nie 13 se begin verstaan as jy nie verstaan, maar wat het net voor dit gebeur nie. Ons gaan dit sien, dan gaan jy sien hoe val die gelykenis vir jou so oop as jy dit verstaan. Dieselfde dag het Jesus van die huis af gegaan en by die see gaan sit. Nou daai see is nou nie 'n oseaan nie, dis die see van Galilea. 'n Groot menigte het so om hom saamgedrom dat hy in 'n skuit geklim en daaraan gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan en hy het hulle baie dinge in gelykenisse vertel en onder andere gesê: 'n saaiër het eendag gaan saai. Met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval en die voëls het gekom en dit opgepik. 'n Ander deel daarvan het op die klipbanke geval waar daar nie baie grond was nie en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, is dit verskroei en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel van die saad het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100voudig, ander 60voudig, ander 30voudig. Wie ore het, moet luister. En dan verklaar Jesus hierdie gelykenis by vers 18. Luister dan na wat die gelykenis van die saaiër beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en vat dan weg wat in sy hart gesaai is. Dis hy by wie daar op die pad gesaai is. Die man weer by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk en vervolg word, word hy gou afvallig. Die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van die lewe en die verleidelikheid van die rykdom verstik die woord en dit bly sonder vrug. Die man by wie daar op goeie grond gesaai is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes. Soms 100voudig, soms 60voudig, soms 30voudig. Ons gaan nou weer na al hierdie verse, letterlik almal van hulle gaan ons nou net binne 'n minuut terugkom. En dan gaan ons stukkie vir stukkie na die betekenis daarvan kyk. Wat 'n geweldige bekende gelykenis en tog ook in 'n sekere sin onbekend. Gaan beslis nie oor landbou nie. Weet nie of u dit agtergekom het nie. Gaan nie oor landbou nie. Dit gaan oor die toestand van die menslike hart in relasie tot die woord van God wat verkondig word. Lukas 8 vers 11 sê,
Die parallelle gedeelte sê, die saad is die woord van God. En dit is oral dieselfde, maar die grond verskil. Wanneer die woord van die Here uitgaan en gesaai word, dan werk dit altyd, soos wat ons vroeër in die diens gelees het by Jesaja 55. Dit bring met ander woorde iets voor. Daar's niemand wat, as die woord werklik in die hart gesaai is daar niemand wat dieselfde kan bly nie. Dis wonderlik. Dis 'n geweldige krag, die woord van die Here. En in daardie eenvoudige aksie van die Here Jesus om by die see van Galilea te gaan sit, wat 'n baie eenvoudige handeling is, daar's niks gekompliseer daaraan nie, neem hy eintlik doelbewus sy bediening van die woord na die skares toe. Want veral in die Ou Testament word die see dikwels simbolies verbind met die skares, die nasies in hulle onstuimigheid, byvoorbeeld op Psalm 93 en Psalm 107. So kyk wat staan by vers 1. Hy sê by vers 1, dieselfde dag het Jesus van die huis, jy sien, dis 'n eenvoudige aksie. Hy het van die huis afgegaan en by die see gaan sit, waarin ons dan iets, dit het letterlik so gewees natuurlik, maar as 'n mens nou kyk na die Ou Testament wat die see simbolies gebruik vir die nasies in hulle onstuimigheid, dan is hierdie doelbewuste sit van Jesus by die see is doelbewus gedoen om 'n simbool te wees van die Here wat ook Here is oor die onstuimigheid van die skares. Dis simbolies sou jy kon sê, en dan net die volgende oomblik, wat gebeur hier? Dit waarvan die see simbolies is, kom dan na Jesus toe. Die Bybel sê die skare, hier kom die see nou, verstaan? Hy gaan sit by die see, simbolies van die skare, en dan kom die skare na hom toe. Sonder advertensies en sonder Facebook en sonder enigiets. Kyk, er staan in vers 2 geskrywe. 'n groot menigte het so, die klem is op die so, het so om hom saamgedrom dat hy in 'n skuit geklim het en daarin gaan sit het, maar die mense het almal op die strand bly staan. Wat kon hulle anders doen? Daar was so 'n belangstelling in Jesus se bediening dat sonder enige bemarking die skares na hom toe gekom het. En hy het gesag gehad as 'n leermeester wat die Jode verstaan het, want die ou Joodse rabbies het altyd gesit wanneer hulle preek. Daarom gaan sit hy in die boot en begin hulle onderrig, soos wat hy by die berg van verheerliking in Matteus 5 ook op die berg gesit het, toe hy die bergrede uitgespreek het. En hy gebruik die boot as 'n kansel op 'n baie praktiese manier, want nou gebruik hy die water as 'n klankversterker. Maar die water gelei die klank, sodat almal hom kon hoor. Maar ook soos wat God die Vader in die Ou Testamentiese tyd dikwels met sy volk gepraat het vanuit 'n verhewe of 'n afgesonderde plek. Ons het dit onlangs gesien in Exodus wat ons bestudeer het van hoe God met gesag byvoorbeeld uit 'n wolk by die berg Sinaï gepraat het. So hier kom Jesus. Hy sit in die skuit. Hy gee met gesag onderrig omdat hy die groot profeet is waarvan Moses in Deuteronomium 18 gepraat het sou kom met gesag. En hy doen dit in die vorm van gelykenisse, parables, gelykenisse. 'n gelykenis is, kom ek sê vir u wat 'n gelykenis is. Baie mense dink hulle weet, maar dan weet hulle nie. 'n gelykenis is 'n eenvoudige verhaal waarin bekende alledaagse dinge gebruik word om geestelike waarhede en beginsels oor die koninkryk van God te verduidelik. Dis wat 'n gelykenis is. En hier kom die meester nou met so 'n gelykenis. Kyk, hy sê by vers 3, en hy het hulle baie dinge in
parables, in gelykenisse vertel en onder andere gesê, hy het baie gesê, maar wat Matteus vir ons opteken is hierdie ene, 'n saaier het eendag gaan saai. En dis soos die ou boere in die Midde-Ooste daai tyd gedoen het, hulle het met die hand gedoen. Hulle het met die hand gedoen. Hulle het nie masjiene gehad nie, hulle het met die hand en 'n sak geloop en hulle hand in die sak gesteek en die saad uitgehaal en het gestrooi. Heel bekende beeld wat die Here Jesus hier gebruik vir boere uit die Midde-Ooste, soos die mense met wie hy gepraat het. En met die saai het 'n deel van die saad, dit het gebeur, op die pad geval. Dit het op die pad geval. En hierdie manier wat die Here Jesus hier gebruik, dit klink so kinderlik eenvoudig, is dit nie? En dit was ook, glo ek. Maar dit het met soveel gesag gekom. Maar hierdie manier van om lering te gee, in middel van gelykenisse, het u geweet dat Jesus daardeur 'n Ou Testamentiese profesie vervul? Want daar staan in Psalm 78 dat God sê dat hy dinge in gelykenisse aan die mense gaan bekend maak. En dis hier vervul in Jesus. Maar hy gebruik hierdie alledaagse beeld, gebruik hy uit die alledaagse lewe van Israel, so saad en landbou, wat natuurlik wys dat God die woord uitstuur, want hierdie saaier, die saaier is eintlik Christus, wat die woord van die koninkryk in mense se harte, soos wat hy hier doen, saai, maar soos wat hy dit doen, ontbloot dit die ware toestand van die harte van die mense. So wanneer die saaier saai, so die saaier is nie 'n rabbi nie, die saaier is nie in ons taal vandag, is die saaier nie in die eerste plek 'n prediker of wat ook al nie. Die saaier is die Here. Hy is die saaier. Wanneer die saaier, hy gebruik natuurlik menslike middele, maar wanneer hy begin saai, dan val 'n gedeelte van die saad op die harde pad. En dis die eerste soort grond wat ons sou kon noem die padgrond mense. Die harde oppervlakte, die padgrond mense. En omdat daai saadjie op daai koring, ek weet nou nie, maak nie saak wat 'n soort saad nie, omdat daai saad val op die pad, kom die voeltjies onmiddellik en pik die saad op. Vers 4. Die voëls het gekom en dit opgepik. Want op die harde grond kan daar nie ontkieming wees nie, daar kan nie groei wees nie. Logies. So Satan kom, sê Jesus dan later, en hy steel daai saad weg en dit lewer net mooi totaal niks op nie. Omdat daardie persoon nie regtig die woordbediening verstaan nie, word dit letterlik weggeroof. Dit gaan nie net oor intellektuele verstaan nie, dit gaan ook oor die verstaan van die hart, maar dit maak dit tog baie belangrik vir die persoon wat die woord bedien, om die woord so te bedien, menslik die beste poging aan te wend, dat mense kan verstaan. Dit is 'n geweldige verantwoordelikheid op die persoon wat die woord van God bedien, nie van die kansel af nie, maar oral waar die woord van die Here verkondig word, om dit so te doen dat die ou kan verstaan. Want as jy ou by voorbaat nie verstaan nie, hoe op aarde moet hy met sy hart verstaan, en kort voorlank is daai saad weg, weggeroof. So die grootste gevaar vir die evangelie is nie gebrek aan saad nie, maar dis 'n hart. Dit is twee goed, dis 'n hart wat hard is, en dis 'n vyand wat die woord wegroof. Twee goed dus, voordat dit kan groei. 'n tweede deel van die saad, jy sien in jou verbeelding, daar loop die boer en hy saai, jy sien dit in jou verbeelding, kan jy sien die aksie, die gebeurtenis. En dan, 'n tweede deel van die saad wat hy saai, val op klipperige plekke waar daar nie baie grond is nie. Daar is wel grond, maar daar is nie baie grond nie. En met ander woorde dus, die saad kom gou op, want die grondjies is nie baie diep nie. 'n ander deel daarvan het op die klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom omdat die grond nie diep was nie. Dis mense wat die woord van die Here, die evangelie, vinnig en met aanvanklike
blydskap ontvang, maar daar gebeur nie eintlik verder iets nie. Hulle liefde is soos Hosea 6 sê, soos 'n môrewolkie wat verdwyn as die son opkom. Daar's miskien 'n vinnige emosionele reaksie op die woord van die Here, maar dit bly daar. Dis wat dit bly, 'n vinnige reaksie, 'n vinnige begin en daar stop dit. Ware saligheid, vriende, is nie net 'n vinnige begin nie. Dit kan 'n vinnige begin wees, maar dis nie net 'n vinnige begin nie. Dis 'n diep gewortelde lewe wat volhou selfs onder druk en swaar kry uiteindelik. Maar daar's baie mense, en ons gaan nou daaroor praat, daar's baie mense wat tot 'n aanvanklike reaksie kom, en dan kom dit tot niks. Dit kom tot niks nie. Dis die klipbank wat ons sou kon noem, wat ek nou sommer noem, die klipbank met die padgrond en dan die klipgrond. En dan is daar die woord maar in vers 6. Hy sê, maar toe die son warm word, dit verskroei, want hy het mos nou opgekom die saad, en omdat dit nie wortel geskiet het nie. So daai woord maar is baie belangrik. Die saad het nooit werklik wortel geskiet nie en het verdroog in die warm son. Dis amper so goed asof dit nooit gesaai was nie. Dit kon nie standhou toe daar beproewing kom en vervolging kom en probleme kom nie. Daai son wat die plant verskroei is kan jy sê is 'n prentjie van moeilike omstandighede. Jakobus 1 sê, dis nie Jakobus 1 wat ons vanoggend gelees het nie, net tevore in die hoofstuk 1 sê van Jakobus sê baie duidelik dat beproewings toets die egtheid van 'n mens se geestelike lewe. En as daar nie wortels is nie, as daai wortel nie in die woord van die Here en in die evangelie is nie, dan kan dit nie staande bly in die hitte van die son nie. Kan nie staande bly nie, is onmoontlik om staande te bly in die hitte van die son. En dan kortliks die derde deel van die saad, vers 7 sê, ander deel is die derde deel, het is in die onkruid geval, en die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Dit kom ook vinnig op, want onkruid kom vinnig op. Nou nog, vandag, almal weet dit, onkruid kom gou op, en dit verstik die saad. Weet jy, ek dink die grootste gevaar vir die mens se siel, die apatie en 'n apatiese tipe van houding en so aan, en verwerping en so aan van die woord van die Here is 'n groot gevaar vir die menslike siel natuurlik, maar ek dink die grootste gevaar vir 'n menslike siel is iets wat genoem kan word, wat ek nou sommer noem, staan nie daar nie, wat ek noem het sommer net verdringing. Dis verdringing. Verdringing is waar die ingeplante woord, soos Jakobus 1 sê, letterlik verdring word deur iets anders, naamlik die onkruid. Die onkruid was latent in die grond teenwoordig. Toe kom die saaier en hy saai, en van daai goeie saad word ook daar gesaai waar die onkruid latent is, maar die onkruid kom baie vinniger op en probleemloos op, en dit verdring daai saad, en vinnig of stadig word die saad verstik, sê Jesus. Ek dink dit is een van die gevare, dis een van die grootste gevare vir die menslike siel, dink ek. En natuurlik is daar in die vierde plek die goeie grond, vers 8. Die ander saad het in goeie grond geval en 'n oes gelewer, party 100, ander 60 en ander 30voudig. Die goeie grond word aan hierdie een enkele ding geken, en dit is vrug. Vrug wat hou. Daai saad lewer verskillende hoeveelhede. Sommige 100, ander 60. So, is nie 100% reëlmaat nie, maar daar is vrug, en daar sal vrug wees, wat die enigste bewys is dat 'n goeie grondhart 'n goeie grondhart is dat daar vrug is. Of kom ek sê dit in ander woorde, die enigste bewys dat 'n mens 30 jaar gelede tot ware saligheid gekom het, is as jy vandag geesvervuld is. Dis die enigste bewys.
dat jy 30 jaar gelede by daai kamp werklik Jesus ontmoet het. Is as jy vandag, jy kan nie sê, ek was aan die begin van hierdie jaar nog aan die brand vir die Here Jesus nie. Nee, die vraag is, waar is ek vandag? Waar is ek vandag? Dis die enigste bewys, jy weet, ek benadruk dit, omdat ons geneig is om, veral in geestelike gesprekke ensovoorts, om te wil motiveer oor waarom ek werklik aan die Here behoort, waarom ek werklik die Here ken, en dan het ons al hierdie redes wat ons opnoem, en soos wat jy weet, ek kan nou noem hoe ek, en is alles goeie goed, ek kan nou noem hoe ek nou daar by die skool, graad 8, daar by die kamp, het ek nou op die evangelie reageer, en sovoorts, ek kan al die dinge noem, ek kan baie dinge noem, en ons het bewyse ensovoorts, maar ek dink, al daai goed is goed, ek praat nie daarteen nie, maar ek dink, die enigste werklike bewys, dat my siel tot saligheid gekom het, is dat ek vandag vrug dra. Vandag. En dit sê Jesus eintlik onomwonde. En hierdie woorde is so belangrik. Ek het aan die begin gesê, dis 'n baie bekende gelykenis hierdie, maar dit is eintlik onbekend in 'n sekere sin. Dis eintlik, want ons besef nie eintlik hoe belangrik dit regtig is nie, omdat ons dit van kleins af ken ensovoorts. Maar dit is so belangrik vir Jesus, dat hy 'n sinnetjie bysit. Dat hy sê, hy hoef dit nie te gedoen het nie, maar hy sit 'n sinnetjie by, hy sê, vers 9 sê hy sê, wie ore het, moet luister. Nie net fisies nie, maar geestelik verstaan. Laat hom hoor. Nie net met natuurlike intellektuele insig nie, maar laat hom hoor, omdat die Heilige Gees vir jou dit oopmaak, dit vir jou wys. Ek glo in my hart, jy weet dit, ek het al dikwels gesê, ek glo dat die ware kennis, ja, natuurlik werk jy goed deur 'n mens se brein en deur jou intellek en al jou goed, natuurlik. Dit is nou logies. Maar dit kan ook in jou brein en jou kop gaan sit, sonder dat dit in jou hart 'n openbaringskennis word. Dat dit openbaringskennis beteken wat? Dit beteken 'n kennis wat die gevolg is van die Heilige Gees se inwerking. Dat die Gees dit vir my geopenbaar het. Dis die ore waarvan Jesus eintlik daar praat, want hy praat ook oor die fisiese ore, ja, maar jy kan met jou fisiese ore hoor en dan gebeur daar nie eintlik regtig iets nie. Maar daar moet openbaringskennis kom. En dan kom Jesus by vers 18, kom hy by die uitleg van die gelykenis. Ons hoef nie te lank daarby stil te staan nie, omdat ons dit eintlik reeds baie van dit gesê het. Hy gee self met ander woorde vir ons die uitleg daarvan. Luister dan na wat die gelykenis beteken. Niemand hoef te raai wat dit beteken nie. Hy sê wat dit beteken. Jy hoef nie in die duister rond te tas nie. So hierdie versie 18 is net soos 'n bruggie. Dit is soos 'n bruggie van die gelykenis self na die goddelike uitleg daarvan, wat vir ons wys dat ons begrip van die woord van God afhanklik is, nie van menslike insig nie, maar van Christus se openbaring. O, vriende, ek sê altyd, jy weet dit, 'n mens, jy kan altyd na die erediens toe, 'n mens moet ook na die erediens toe kom, dit is die Here se dag, ons hoort in die erediens, natuurlik, daar is nie 'n manier hoe dit kan gesuistap word nie, maar 'n mens moet altyd probeer om na die erediens toe te kom voorbereid. Ek kom na die erediens toe voorbereid. As ek nie voorberei is nie, dan moet ek wegbly van die plek af. Maar u moet ook kom voorbereid, in die sin van veral om te vra, Here, openbaar vandag aan my. Jy sien? Openbaar aan my vandag uit u woord, wat u aan my wil openbaar. Wat is die betekenis van die 4 soorte grond? Wel, die padgrond,
Vers 19, die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor. Die woord van die koninkryk is so 'n mooi term, dit beteken eintlik net die evangelie, want jy weet 'n koninkryk is tog 'n plek waar daar 'n koning is, wat heeltemal heers. So die koning is mos uiteraard nou nie die Romeinse keiser of wat ook al nie, die koning is die Here. So die woord van die koninkryk beteken, ek sê dit tussen hakkies, is die goeie nuus van Jesus wat Here is, wat heerskappy uitoefen en dat sondaars onder daai heerskappy kan kom. Dis goeie nuus. Dis die woord van die koninkryk. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie, en hy vat dan weg wat in die hart gesaai is. Dis hy by wie daar op die pad gesaai word. Baie mense verstaan dit intellektueel nie. Ek het daaroor nou al klaar gepraat. Dis my verantwoordelikheid om te sorg in die oggendededienste of wanneer ook al in die kerk, is dit my verantwoordelikheid om my bes te doen om te sorg dat dit intellektueel verstaanbaar is. Dis my taak. En dis elkeen van ons se taak, of jy sondagskool gee, en of wat jy ook al doen waar jy die woord van die Here verkondig, is dit belangrik om dit te doen op 'n verstaansvlak van die mense. Maar dis nie net dit nie. Dis ook 'n hart wat nie begrip toon nie. Dan, dis hy. Dis al wat die duiwel, hy soek dit. En hy kom en hy woep, hy neem daai woord weg, soos 'n voeltjie, soos blits. Neem hy daai woord weg voordat dit enigstens kan wortel skiet. Wat ooreenstem met 2 Korintiërs 4 vers 4 waar daar staan, dat die God van hierdie wêreld met die klein letter G, die God van hierdie wêreld verblind mense se verstand, sodat hulle nie die lig van die evangelie kan sien nie. Jesus leer met ander woorde vir ons, is baie, ek gaan met dit kort sny, want ons weet dit tog, maar ek wil net vir u geestelike dinge wys. Jesus leer vir ons dat die eerste groot geestelike stryd rondom evangelieverkondiging plaasvind op die vlak van begrip, ontvanklikheid, kop en hart, waar die duiwel aktief is om die saad van die woord van God te steel voordat dit lewe kan voortbring. So ons is in 'n geestelike stryd. Ons is. Ek kan dikwels, soms erger as ander kere, kan ek ervaar, nie net hier in die kerk nie, maar ander plekke, kan ek ervaar hoe dat daar 'n geestelike stryd is. Hoe dat elke woord wat ek sê weerstaan word. Mens kan dit baie keer begryp, maar ons moet onthou dat dit nie lê nie op die vlak van die menslike siel nie, maar dit lê op die vlak van 'n geestelike stryd, waar ons te maak het met 'n vyand wat letterlik daarop uit is, om te sorg dat jy nie openbaringskennis van God kry nie. En dan vers 20, baie kortliks net. Die man weer, tweedens, by wie daar op die klipbanke gesaai is hy wat die woord hoor, en dit dadelik met blydskap, dis 'n emosie, né? Dit met blydskap aanneem. Rotsagtige grond, waar die woord met blydskap ontvang word. Daar's 'n definitiewe aanvanklike positiewe reaksie op die evangelie, maar dis 'n emosionele reaksie. 'n Emosionele reaksie, en dan sê hy in vers 21, op grond daarvan sê hy in vers 21, hy laat dit egter nie by hom wortel skiet nie, en hy hou nie lank uit nie. As hy ter wille van die woord verdruk of vervolg word, dan word hy gou weer afvallig. Alles wys in Jesus se woorde daarop dat hierdie aanvanklike emosionele positiewe reaksie het vir 'n tyd lank die voorkoms gehad van 'n ware geestelike deurbraak in daai persoon se lewe. Dit lyk aanvanklik soos die waarheid, maar die oomblik wanneer daar weerstand is of vervolging kom, dan is alles oor en verby. Dit hou nie wanneer daar druk kom nie. In ons tyd, in ons vroeër dae, ek praat nou amper of ek 80 is, maar dis nie so erg nie, dis nie so lank terug nie, maar in ons dae van jeugkampe, het 'n mens soms daarvan gehoor dat jong mense van kampe afkom, of op die kampe, word hulle aangespreek, hulle voel aangespreek deur die woord wat hulle hoor, en hulle word in hulle emosies getref, en dan maak hulle 'n keuse vir Jesus.
Maar as hulle by die huis kom, dis nou hier by Sondag aand, en terug by die skool Maandag, dan stap hulle soos in 'n yskas in. Want pa en ma is ongered. Die pa wit das in die ouderlingbank, maar hy's nie gered nie. Ma gee kateksasie, maar sy's nie gered nie. En boetie en sussie is nie gered nie, en dan begin hulle nou kyk, hulle nou, wat op aarde gaan nou met hierdie skepsel aan, en dan begin hulle sleg sê en afbreek in die tipiese wat ons ken van, gee vir hom net 'n week, of gee vir hom net 'n maand, dan is hierdie hype ook weer verby. En 'n emosionele reaksie op die evangelie boodskap kan nie sulke tipe van druk deurstaan nie. Dit kan nie. Hoeveel jong mense was op hierdie manier, ek is seker daarvan, ek gaan dit nie doen nie, ek sal dit ook nooit doen nie, maar ek is seker daarvan, as ek vir hier moet net in hierdie klein groepie vanmôre moet sê, hoeveel van u het ondervinding hiervan, sal ek seker daarvan gaan hande op. En daar's jong mense wat op hierdie manier ontnugter word met die evangelie, en dan kom hulle later van tyd, dan sê hulle, maar hierdie evangelie ding werk nie vir my nie. Dit werk nie vir my nie. Of hulle kom as volwassenes, en dan hou hulle vol dat hulle kinders van die Here is, omdat hulle daardie emosionele keuse vir Christus gemaak het, terwyl hulle lewens vandag geen teken toon van iemand wat regtig soos 'n brandhout uit die vuur geruk is nie. Dis 'n uiters gevaarlike toestand hierdie. So in kort leer Jesus dat 'n aanvanklike stuk blydskap sonder diep wortels in God se woord en genade kan nie volhard wanneer daar lyding, vervolging en druk vir Christus kom nie. En dan natuurlik, behalwe vir hierdie twee soorte grond, is daar natuurlik, dan derdens is daar natuurlik die onkruidharte, wat ook onvrugbaar bly vir die koninkryk van die Here, omdat dit weer verstik word deur die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom en mammon, sê Jesus. Daar sê hy dit in vers 22, baie duidelik, die man by wie daar tussen die onkruid gesaai is hy wat die woord hoor, maar die bekommernisse van die lewe, die verleidelikheid van rykdom, verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Dis nie net teenstand nie, dis ook verdeeldheid van die hart, wat verhinder dat ware ontkieming en groei en vrug dra in die saad van die woord plaasvind. Dink aan Martha en Maria. Maria sit by Jesus se voete. Martha is besig om tee en koekies reg te kry. En wat sê Jesus? Toe Martha sê, Here, sê vir Maria, wat daar so lekker op daai kussing sit, sy my kom help, die skinkbord dra ten minste. Toe sê Jesus, sy het die beste deel gekies wat nooit van haar weggeneem kan word nie. En dan die bekende spreek, Martha, Martha, hoe gaan hy verder? Martha, Martha, jy's besorgd en bekommerd oor baie dinge. Jy sien? Met dan word jou hart is verdeeld, my ou suster. Maar sy, dis die tannie op die kussing, sy het die deel uitgekies wat nooit van haar weggeneem kan word nie. Dis ek. Jesus. Jy sien, dis die 1 Timoteus 1 waarsku teen hierdie gevaarlike geestelike krag wat mense van ware toewyding al wegtrek, naamlik die verleiding van rykdom. Die sorge van die wêreld, die sorge van die lewe is verdelende faktore wat ek, soos ek net nou gesê het, wat verdring, dit verdeel jou hart. Dit is baie gevaarlik. En dan vierdens is daar natuurlik die man wat op die goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en dit begryp, en hy dra die vrug, die oes, die vrug in verskillende persentasies. Die mens wat die woord van die Here hoor, hy het begrip hierbo en hy het begrip hieronder, en dan vrug begin dra. Stampe, stote, vallen, opstaan, bloedneus, huil, weer opstaan, laag, weer val, 'n hele affaire, en uiteindelik in die hemel is.
Dis nie 100% vrug. Moenie dink die goeie grondmens gaan maklik nie. Hoor hier Tafelberg, hoor gou hier. Moenie dink die goeie grondmens gaan maklik nie, maar hy dra vrug. En hoor nou hier, moenie hierdie woord wat ek nou gaan sê mis nie. Wie weet wat die woord is? En hy hou aan om vrug te dra. Die groot kenmerk van die goeie grondmense is die volharding. Dis die kenmerk dat die Heilige Gees se ware werk in iemand se lewe gedoen het. Die verskillende mate van vrug wys dat God, daai werk is eg. Die uitwerking is nie altyd dieselfde nie, maar daai werk is eg. Ek wil afsluit. Na dit alles is dit nie waaroor die gelykenis gaan nie. Kyk, sê vir my of ek reg is. Baie keer in die verlede, voordat u nou vanmôre hier gekom het, dan lees 'n mens die gelykenis van die saaiër en dan dink jy, die boodskap van hierdie gelykenis is nou dat die Here vir my sê, dat ek moet 'n groot Christen met 'n goeie grondhart probeer wees. Nou maak ek my Bybel toe. Ons sit hom aan hier. Die gelykenis het nou vir my gesê, nie toe maak jy net ons die preek weg. Die gelykenis het nou vir my gesê, ek moet 'n groot Christen gaan probeer wees, en ek moet nou daai vierde ene, daai is die ene wat ek by moet uitkom, en ek moet daai eerste 3 goeters moet ek nou probeer vir my. En daai goeie intensie hou hoe lank? Jy is baie gelukkig as dit hou tot die son sak. Dis nie waaroor die gelykenis gaan nie. God dank. Die gelykenis gaan oor heeltemal iets anders en ek gaan dit kortliks vir u sê en die hoogtepunt aan die einde stel. Die konteks waarin mense die gelykenis moes lees is hoofstuk 12 en dit is waar die mense vir Jesus verwerp het waar hulle gesê het hy werk deur die duiwel. En mense begin wegloop het en die disippels mekaar gesê het, yes, as hy regtig die Messias is, dan moet hulle mos stroom na hom toe. Want jy sien, die mense het uit 'n Messias verwag, wat soos 'n groot koning met 'n weermag gaan kom en die politieke vyande gaan platvee. Dis wat hulle gedink hoe die Messias is. Maar Jesus kom sê vir hulle, hoorie, ek wil vir julle sê, die koninkryk van die Here werk glad nie soos 'n weermag nie. Dit werk soos 'n boer wat saad saai. En hoor die ouens, daar's 'n groot skok wat ek vir julle wil gee vandag. En dit is, weet julle wat, dat 75% van die saad gaan verlore. Dit word opgepik, dit verdroog, dit verstik. Moenie skrik as mense my verwerp nie. Of as die kerk leegloop nie. Of as dinge lyk of dit misluk nie. Dis presies hoe dit veronderstel is om te wees. En daarbey kan jy soos 'n Christus gelowige mens lyk sonder om een te wees. Dit gaan nie oor hoe jy begin het nie, dit gaan oor hoe jy klaar maak. Maar hierdie wat julle belewe, hoe die mense my teestaan en hoe die mense hulle rug op my draai, dis presies hoe dit sal gaan in die koninkryk van die Here. Net 'n klein persentasie van die saad dra uiteindelik vrug tot in die hemel. Kyk na die mense wat die boodskap van die evangelie hoor, maar dit gaan hier by hierdie oor in en by daai oor uit. Dit raak hom nie en die duiwel steel die hele lot. Daar gaan hy. Of kyk na die ouens wat so opgewonde is. Julle sien hulle mos. Hy sê vir die disippels, julle mos die ouens gesien, julle was saam met my elke dag is. Julle mos gesien hoe die ouens opgewonde raak. Maar dit is net vir sommige mooi weersdae wat hulle opgewonde is. Sodra hulle begin gespot word, dan los hulle die hele storie uit. Daar gaan hulle. Totsiens Here.
En julle weet mos, hoe sorge oor geld, en spertye, en werk, en die dinge van die lewe, en sommer alles, die evangelie in julle harte doodwurg. Dat julle op die ou en nie eens tyd het vir gebed nie, julle eers tyd vir stilte tyd nie, julle is nie eens tyd vir die Here nie, omdat julle lewe so besig is. Het julle gedink dat ouens wat net na preke, mooi preke luister en net emosioneel raak in die kerk, dat hulle die Christene noodwendig is? Nee. Jy moet vir jouself afvra, waarmee is ek so besig in my lewe dat my verhouding met die Here ingedring, of kom ons sê, gewurg word? Wat is dit alles? Gaan nie oor hoe vurig jy begin het nie. Gaan oor hoe jy klaar maak. Maar ek wil vir julle sê, vandag, sê Jesus. Ek wil vir julle vandag sê, die vrug, waar die Here regtig iets vir julle in julle lewens gedoen het, daai vrug, sal hou en hou en hou en hou. Julle moet kyk na hoe astronomies is dit, 30, 60 en 100 keer. 'n Mens moet verstaan hoe ongelooflik dit is as jy dink aan die boere van daai tyd in die Midde-Ooste. In daai droë klimaat en wêreld was 'n normale goeie oes omtrent 7 of 10 keer meer as wat jy gesaai het. As 'n boer 'n uitsonderlike oes gehad het, dan het hy dalk 15 keer meer geoes as wat hy gesaai het. Jesus praat van 30, 60, 100 keer meer. Ek dink daai disippels se monde net ewer so groot oopgaan, want dit is menslik nie moontlik nie. Dis 'n bonatuurlike astronomiese getal. Selfs daai 30 is menslik ondenkbaar. Dit was nie denkbaar in daai tyd van daai boere nie. Met ander woorde, daar's 'n oordrewe oorvloed van goeie grondvrug. As Jesus vir die disippels sê, al lyk dit of die vyand wen, al lyk dit of die sorge van die wêreld alles doodwurg in jou en al lyk dit of die ware kerk van die Here soms klein en swak en pateties is, moenie vrees nie. Wanneer die boodskap van God werklik in 'n mens se hart wortel geskiet het, dan doen God iets vir daai mens wat die menslike aspekte heeltemal oortref. Die einde van die storie is 'n massiewe oorwinning wat tot binne in die ewige hemel gaan. Dis massief. Selfs al dink jy dis net 30voudig, daai 30voudig is al reeds baie. Dis baie. Dit gaan uiteindelik 100 wees in die ewige hemel. Selfs al lyk dit asof die wêreld God se boodskap ignoreer, is die koninkryk onstuitbaar besig in die harte van die mense, van die goeie grondmense. Jy sien, dit is die positiewe boodskap. Maar nou wil ek vir julle die grootste boodskap van hierdie gelykenis gee, ten slotte. Weet jy, ek kan nou lank daarop gaan, maar ek sal nie. Maar ons kan nou tegnies raak, maar ek gaan dit nie doen nie. Maar as jy die gelykenis net in Afrikaans lees, dan klink dit asof Jesus hier praat van 4 verskillende groepe mense. Maar as jy na die Grieks kyk, en as jy kyk na getuienisse uit die res van die Nuwe Testament, ons gaan nie daarop in nie, dan sal jy sien dat die 4 soorte grond nie net op 4 soorte mense wys nie, dit wys op 4 verskillende seisoene binne in 'n ware navolger van Christus se hart. Die ware Christus verloste individu kan hierdie 4 verskillende toestande afwisselend beleef. Dis vir my die hoogtepunt van die gelykenis. Halleluja. Dis bevrydend en dis wonderlik. Maar dis ook treurig. En ek gaan nou sê hoekom dit is. Kom ek gee vir jou gou 'n prentjie van hoe dit in die praktyk van 'n ware kind van die Here se lewe kan gaan.
Daar's tye wanneer jou hart hard voel. Ek praat nou nie oor verskillende kategorieë van mense nie. Ek praat nou oor die goeie grondmense, oor die kinders van die Here. Maar daar kom tye in 'n ware kind van die Here se lewe wanneer jy geestelik afgestomp kan raak. Miskien deur teleurstelling, miskien deur as jy seer gemaak deur ander Christene, miskien is jy net doeteenvoudig uitgebrand. Maar dis asof die woord van die Here net afbons van jou hart af. Jou hart voel soos 'n hardgetrapte pad. Nou, vir iemand wat werklik wedergebore is so 'n seisoen onuithoudbaar, treurig en sleg. Maar dit kan gebeur en dit is 'n werklikheid. Ek noem dit in my eie lewe, praat ek van die winterseisoen. En die winterseisoen het 'n geneigtheid om sommer hier in die middel van die somer op te duik. En hy het 'n geneigtheid om te klou. En dis treurig en sleg. Iemand wat nie die Here ken nie, hy weet nie eers hy het dit nie. Maar vir iemand wat die Here ken, is dit baie sleg. Tweedens, gebeur soms in 'n kind van die Here se lewe, veral nadat jy 'n besondere geestelike ervaring gehad het. Jy ja, of dit nou 'n erediens, mag nie saak wat dit is nie. Maar jos, jy is vuur en vlam man. Dis of hy eerste liefde van jou terug is. Maar daai passie sit net in jou emosies. Hy sit net in jou emosies in die oomblik wanneer die son begin brand. Daar kom 'n krisis by die werk. Iemand gee jou aanstoot, jy voel of jy die boom uitgeval het. Vir iemand wat werklik die Here ken, is ook so 'n seisoen onuithoudbaar, treurig en sleg. Maar dis 'n realiteit, dit gebeur. Ek dink die seisoen, derdens, die seisoen waarin die meeste moderne navolgers van Christus die grootste tyd van hulle lewe leef, is die onkruid. Ek is 'n ware plant, maar my hart is gedeel met die onkruid. Daar's indringing, die sorge oor môre, die stres oor geld, die jaag na sukses. Of miskien net die konstante deurmekaarigheid op sosiale media. Dit as dit ware asof dit saam met my wandel met die Here groei. Die twee gaan saam. Hulle is verstrengel. En dan wurg dit my verhouding met die Here. Ek oorleef geestelik, ek is 'n kind van God natuurlik. Maar van vrug dra, ja, daar's nie baie sprake nie, want jy sien al my energie word opgebruik deur hierdie stryd teen die onkruid. Nou weer eens, vir iemand wat werklik die Here ken, is ook hierdie seisoen onuithoudbaar, treurig en sleg. Want die enigste seisoen waarbinne 'n geesvervulde mens regtig vol vreugde is die 4de seisoen. Want dis waarvoor jy gemaak is. En dit is, daar's tye, vierdens, wanneer my hart geploeg is deur die Heilige Gees. Ek is ontvanklik, ek is sag, my lewe en my tyd is vir die Here, vir sy werk, sy woord verander my, al my lewensterreine. Dit is asof daar vrug uit my lewe kom. My hart lewe regtig. Die 4de seisoen. En as 'n mens die gelykenis so verstaan, soos wat ek nou hier aan die einde vir u gesê het, dan dit verander eintlik jou hoe jy na dinge kyk, want dit maak dat jy nie meer
Dit gaan nie net meer oor, o ja, jy weet, nou whoever, wat die ou se naam ook al is, of die persoon na wie jy dink of wie jy verwys, ek gaan nou nie name noem nie. Dit gaan nie oor so en so 'n persoon oor wie ek bekommerd is, wat nog definitief daai harde pad, definitief wys, baie beslis daai harde pad, maar jy begin vra, Here, watter deel van my hart is die harde pad? Waar is die dorings besig om my stilte tyd, my gebedslewe te wurg? Here, kom ploeg asseblief my hart se grond om, sodat dit weer sag kan word vir U. En so oefen die gelykenis van die saaiër 'n diep werking in die siel van 'n kind van die Here uit, is dit nie? 'n diep werking in jou siel, wanneer jy dit so begin verstaan. Kom ons stop daar vir vandag. Kom ons bid net. Here, U het weer vandag die saad van die woord oor ons uitgestrooi. Dankie dat U nie stil bly nie, dat U praat, en dat U woord lewend en waar en kragtig is. Dat U die groot landbouer van ons siele is. Here, U ploeg letterlik harde harte oop. U verwyder die klippe, trek die dorings uit, maak die grond vrugbaar. O Heilige Gees, laat die saad wat vandag gesaai is nie verlore gaan nie. Bewaar dit teen die aanvalle van die duiwel. Dankie vir die voorreg om U woord te hoor. Miljoene mense, Here, miljoene wandel in hierdie oomblik in absolute duisternis. Maar U het die lig van die evangelie oor ons laat skyn. Here, help ons dat die volmaakte saaiër, Jesus Christus, sy saaiwerk in ons lewe nie net 30 nie, maar selfs oorvloediger vrug mag dra. Maak nie saak hoe ons begin het nie. Vraag is waar ons vandag is en waar ons gaan eindig. 'n oomblik van stil gebed, net 1 minuut. Stil gebed. Amen.